Here, allermaal is dit 'n eer en 'n voorreg in die huis van die Here. Here, dankie dat ons met mekaar kan wees, om ook weer vanaand te kan hoor wat u woord vir ons wil leer. Amen en amen. Hosea 4 vers 6 sê nogal 'n mooi ding. Wie ken dit? Hosea 4 vers 6. Ons gaan ten gronde weens 'n gebrek aan kennis. En dis hoekom ons bid hier so 'n bietjie verander het in woordskool, sodat ons so 'n bietjie kan leer. En ek weet ons het die vorige 3 kere so nie vreeslike diep goed hanteer nie, maar ons gaan nou so 'n bietjie dieper gaan. So wat weet ons? Ons weet in die eerste plek dat die Here wil nie hê dat ek en jy tattoos op ons liggame moet hê nie. In die tweede plek weet ons vanaand dat die vrou is ondergesag aan die hoof van die kerk en daarom moet 'n vrou stil bly. Nee, sy moet net weet dat daar iemand oor haar is. In die derde plek, dat verrassing of begrafnis, dit maak nie saak nie, dis iets wat jy self moet bepaal, dit gaan niks aan jou saligheid verander nie. Vanaand, ons vierde vraag is so 'n bietjie interessant en ek het die vraag Sondag gekry en oorspronklik het ek gedink, "Sjoe, dis eintlik 'n vraag wat nie vreeslik dinkwerk nodig het nie." Tot ek so 'n bietjie rondvra, toe kom ek agter nee, die vraag is nogal 'n vraag wat so 'n bietjie dinkwerk nodig het. My vraag vanaand is, hoor mooi, moet Christene deelneem aan die Sabbat? Watter dag is dan korrek om te rus? Saterdag of die Sondag? En ek lees iets, hulle sê die triple S probleem. Saterdag, Sondag en die Sabbat. So vanaand gaan ons 'n bietjie kyk na wat is Sabbat? Wat is Sondag? Op watter dag moet ek rus? Moet ek rus? Is dit nodig om te rus? En al hierdie goed rondom die Sabbat. Nou, wie glo, met jou hand sien, dat Sondag is 'n dag wat jy moet rus? OK. Ek hoor hierdie oulike storie van die seentjie wat baie huiswerk gekry het. En die maandag toe hy by die skool kom, toe's geen huiswerk gedoen nie. En die juffrou vra vir hom, "Jannie, hoekom is jou huiswerk nie gedoen?" Hy sê, "Juffrou, Vrydagmiddag het ons rugby gespeel vir die skool en Vrydag aand was ons doodmoeg." Sy sê, "En Saterdag?" Hy sê, "Nee, Saterdag was dit landloop en na landloop moes ek my pa gehelp het om gras te sny en dit was 'n vreeslike besige dag." En sy vra vir hom, "Jannie, maar wat van Sondag?" Hy sê, "Juffrou, weet mos, Sondag is gemaak om te rus." So ja, Sondag moet ons rus. Kan ek gou sien, wie glo dat Sondag is uitgesit om kerk toe te gaan? OK. Kan ek gou nog iets vra? Wie werk op 'n Sondag? Ek het so 2-3 maande terug het iemand my 'n WhatsApp gestuur en gevra, "Pastoor, gaan ek nou hel toe want ek werk Sondag?" En ek moes 'n bietjie mooi dink voordat ek die vraag beantwoord. Laaste vraag. Wie het vriende in die 7de dag Adventiste gemeentes? OK. Ek hoor interessant en dis nogal die waarheid van 2 buurmanne wat vir jare lank mekaar gebly het. En hulle het mekaar gruwelooslik geïrriteer. Die een was in die Christelike kerk en die ander een was in die 7-dagse Adventiste. So wanneer die 7-dagse Adventist Saterdag wil rus, dan het die Christen gras gesny en hom geïrriteer. En die volgende dag, dan het die Christen gerus en dan het die 7-dagse Adventist die gras gesny en aan sy kar gewerk. En daar was al ewige bekleierery oor watter dag moet ek rus? Watter dag moet ek kerk toe gaan? En is die Sabbat geensins nog belangrik vir vandag? Nou, ek wil vir jou gou 'n ware verhaal vertel. 1991 was die Wimbledon tennis toernooi, daai woord, was hulle aan die gang gewees. Daardie jaar het dit ongelooflik gereën. Nou, as jy die geskiedenis van tennis ken, dan sal jy weet dat tennis word gespeel tot en met Saterdagmiddag en dit gaan weer Maandag aan. Hulle speel glad nie tennis op Sondag nie. En in hierdie jaar het dit verskriklik baie gereën. En wat gebeur het is dat die beamptes het besluit om daai woord op 'n Sondag aan te bied en dit was ongelooflike moeilikheid geweest. Niemand kon glo dat iemand dit sal toelaat dat daar op 'n Sondag tennis gespeel mag word nie. Die eenvoudige rede is dat Sondag is die dag waarop mense moet rus. Nou my ma het altyd gesê, jy mag nie 'n knoop op 'n Sondag aanwerk nie, jy steek die naald binne in die Here se oog in. Wie dit al gehoor? En as jy jou kar diens op 'n Sondag, gaan hy nie hou nie want jy het op die Here se dag jou kar gediens. Nou, ek wil vir jou in die begin sê
en dis waarmee ek wil wegtrek vanmôre, dat die Sabbat is nie die Sondag nie. Hoor jy my hart? Sabbat is Sabbat, Sondag is Sondag. Dit het glad niks met mekaar uit te waai nie, en dit behoort nie eens in dieselfde sin gesê te word nie. Nou, ek wil gou vir jou 'n gedeelte lees, en dit kom uit die woord van die Here daar in Genesis 2 vanaf vers 3. Genesis 2, as my foon oopmaak, daar is hy, Genesis 2 vanaf vers 3. Hy sê: En God het die 7de dag geseën en dit geheilig. Waar begin dit? Dit begin by vers 2. Hy sê: En God het op die 7de dag sy werk voltooi, dit wat hy gemaak het, en op die 7de dag het hy van al sy werk gerus. En God het die 7de dag geseën en dit geheilig, omdat hy daarop gerus het van al die werk van wat God geskape het en dit wat die Here gemaak het. Genesis 2 vers 3 praat van 'n dag van rus. Het jy iets gelees, gehoor van Sabbat? Ek het niks gelees van die Sabbat nie. Hy sê, God het op die 7de dag sy werk voltooi en gerus. So ons moet mooi verstaan, wanneer die Here praat, of God praat in Genesis 2 vanaf vers 3, en hoor gou mooi, hy sê nie, Barend het op die 7de dag gerus nie. Hy sê, God het op die 7de dag gerus. En jy kan jou Bybel gou gaan deurlees, en jy kan terugkom na my toe, nêrens in die Bybel staan daar, dat ek op die 7de dag moet rus nie. Glo jy my? Dit staan nie in die Bybel nie. Die Bybel sê, God het 6 dae gewerk, en op die 7de dag het God gerus. Kom ons gaan aan, ek sien julle skud julle koppe. Jy het dit al gelees, Pieter? Het jy iewers te gelees dat die mens moet 6 dae werk en die 7de dag rus? Gaan jy dit vir my soek? Jy gaan dit nie kry nie. Maar as jy dit kry, kan jy Sondag preek. Die tweede gedeelte wat ek vir jou wil lees, is net so 'n bietjie verder. Ek hou daarvan as jy saam met my praat. Exodus, as jy jou Bybel het, kan jy vir my oopmaak, Exodus 20 vanaf vers 6. Hy sê, kom ons gaan so 'n bietjie aan. Kom ons vat vers 11. Hy sê, want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het God gerus. So dis nou 2 plekke wat sê, dat op die 7de dag het God gerus. Hy sê, eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God gegee het. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek pleeg nie. Dit is die wet wat die Here vir die volk gegee het. En die 4, het jy hom gekry? Jy is by Exodus, né? Exodus 20 vers 9, 6 dae moet jy arbeid en dan moet jy rus. Ek gaan nou vir jou sê wat dit beteken. So, ons kry 2 dae in die Bybel. Die eerste dag is die dag wat die Here opgesê het, dat hy het gewerk en dat die Here het gerus. Die tweede Exodus 20 sê die Here weer dat hy 6 dae gewerk en op die 7de dag het hy gerus. So dit praat nie, hoor mooi, dit praat nie van 'n Sabbat nie, maar dit praat van 'n dag van rus. Pieter, ek weet wat jy bedoel, ek het dit in my notas, ek gaan jou nou, dit praat van, maar nie van my en jou nie. Nou, as inleiding weet ons nou dat die Sabbat is 1 dag, en dat die dag van rus is 'n tweede dag. Daar's nêrens in die Bybel, geensins 1 plek, wat vir my vertel dat die Sabbat 'n Sondag is nie. Nêrens nie. Wat die Bybel wel vir my sê, is dat daar voordat die volk uit Egipte land uitgelei is, nooit gepraat was van 'n Sabbat nie. Van Adam reg tot by Moses praat die Bybel daarvan dat daar 'n dag van rus is. En dan wanneer God by die volk Israel kom en die volk uit Egipte uitlei, dan sê die Here, daar gaan van nou af 'n Sabbat wees.
So ons moet mooi onderskei dat daar 2 dae is. Daar's 'n rusdag en daar's 'n Sabbat. Wat is Sabbat? Kom ek gee jou die woorde van Sabbat. Sabbat is 'n woordjie wat God gebruik het om vir die Israeliete wat uit slawerny uit vrygemaak is, 'n dag te skep waarop hulle eendag 'n week moes rus en hoor mooi met 'n rede. Die rede was sodat die volk sal onthou dat hulle slawe was, dat hulle vrygekoop is en dat hulle op die dag Sabbat rus en moes onthou het wat het die Here vir hulle gedoen. Dit is nie 'n dag van rus nie. Dit is 'n Sabbat. Nou hoor mooi, Moses kom daar in Deuteronomium 12 vers 14 en dis waarvan Pieter nou praat. Dan sê hy vir die volk, hoor gehou, die Here het 10 gebooies gegee. En hierso kom Moses en hy kom gee dit vir die nuwe generasie wat gebore is. Dan sê hy, hier's 'n klomp gebooies wat julle moet doen en die 4de gebod is dat die Here sê hy het gerus en dat ek en jy op hierdie dag moet rus. Nou hoor mooi. Die Sabbat word nooit genoem van Adam tot by Moses nie. En dan praat die Here van 'n Sabbat. In die tydperk wat die volk uit Egipte uitgelei is na Kanaan toe. En van Kanaan af tot en met Openbaring praat die Bybel nooit weer van Sabbat nie. Hy verwys daarna, maar hy praat nie van Sabbat nie. Wat my weer sê, dat 'n mens kry 'n rusdag en jy kry 'n Sabbat. Die rusdag is vir die kinders van die Here. Die Sabbat was spesifiek gewees vir die volk van die Here, en ek gaan dit nou vir jou lees en sal jy dit onthou, sal jy dit verstaan, vir die volk van die Here wat uit slawerny uit losgekoop is, sodat hulle moet onthou wat het God vir hulle gedoen. Spesifiek vir Israel. Ek en jy is nie van Israel nie. Ek en jy is nie Jode nie. So die Sabbat het geen betrekking op ons nie. Daarom het die 7de 8 dagse Adventiste die feeste van die Jode aangeneem en hou hulle kerk op die Saterdag, want hulle het gegaan volgens die wette van die voorouers. Ek en jy is nie Jode nie. Die Sabbat tel nie vir ons nie. Daarom hou ons kerk op 'n Sondag en nie op 'n Saterdag nie, want ons was nie deel van die volk nie. Kom ek lees dit vir jou, dan sal jy nou verstaan. Eksodus 13 vers 16 sê, die Israeliete, nou kan ek gou 'n Israeliet sien? Jy's nie 'n Israeliet nie. Die Israeliete moet die dag van die Sabbat onderhou. Hoor mooi wat sê hy. Dit is tussen God en die Israeliete 'n teken wat vir altyd bly staan. Die Here het 6 dae die aarde gemaak en op die 7de dag het hy tot rus gekom en die volk moet die Sabbat heilig. Die volk moet die Sabbat heilig. Wie was die volk? Die volk was die Israeliete. Wat was die rede? Sodat die volk sal onthou wat het die Here vir hulle gedoen. Pieter, so wat sê die Bybel in die 4de gebod? Dat met wie praat hy? Praat met die volk. Hulle moet die 7de dag rus. Nie ek en jy nie. Die volk moet rus, want hulle was uit slawerny uit losgekoop en in vryheid oorgeplaas. Daarom, wanneer iemand vandag vir jou sê dat hy glo in die Sabbat, is dit wetties. Dis onder die verbond van Israel en ek en jy is nie meer onder die wet nie, maar onder die genade. En ek gaan dit net nou mooi vir jou verduidelik. Ek wil net hê jy moet gou een ding verstaan. Daar is 2 dae waarvan die Bybel praat. Hy praat van 'n Sondag waarop die volk van die Here moet rus en hy praat van 'n Sabbat. Die dag waarop die Jode moet onthou wat het God vir hulle gedoen. Hoor gou, die Jode moet tot vandag toe nog op 'n Sabbat rus. Die Bybel sê dit hierso. Hy sê, die Israel volk moet rus op die 7de dag en, hoor mooi, dis 'n teken wat sal bly staan tot in ewigheid. Die Jode moet die Sabbat heilig. Die Jode moet dit doen. Hoekom? Want hulle is losgekoop uit Egipte uit. En die Sabbat is 'n dag om te onthou en te vier wat het God vir die volk gedoen. Ek en jy is losgekoop van sondes, ons is losgekoop van die hel, ons is losgekoop van baie dinge, maar ons was nie in Egipte nie. So verstaan jy nou Sabbat, rusdag. Hoor gou wat sê die Bybel. Hy praat mooi van
van Eksodus 16:29, dan praat God oor die Sabbat. Hy sê, op die Sabbat mag jy nie jou huis verlaat nie. Sjoe, dit werk nie vir ons nie. Dis vir die Israeliete. Dat die Israeliete mag nie hulle huis verlaat nie. Eksodus 35 vers 5 sê, dat die Israeliete mag op die Sabbat nie eers 'n vuur gemaak het nie. Die Israeliete mag op die Sabbat nie kos gemaak het nie. Deuteronomium 5 vers 14 sê, dat jy mag geen arbeid doen nie, en jou arbeiders mag nie gewerk het nie. Hoor mooi, nie eers jou donkie, jou esel of enige iets wat jy het, mag op die Sabbat gewerk het nie. Hy praat nie van ons nie. Hy praat van die Israeliete, wat nie op die Sabbat moet werk nie. Die 7de dag. Pieter, verstaan jy nou? Daardie gebod was vir Israel gewees, wat die Here gesê het, jy mag nie op die 7de dag werk nie. Hoekom nie? Want jy's losgekoop uit slawerny. Die Here, Moses praat direk met die volk, nadat hulle uit slawerny losgekoop het, en hy sê, hierdie is die 10 gebooie. Hierdie 4de gebod sê, jy mag nie op die Sabbat werk nie, sodat jy kan onthou wat het God vir jou gedoen. Nou kom ek som hom gou op. Met ander woorde, daar's 2 dae. Daar's 'n rusdag en daar's 'n Sabbat. Die rusdag is vir die Christene, die Sabbat was vir die volk, die Jode, vir die Israeliete. Dis Ou Testament, ek en jy val nie onder die wet nie. En is nie gemaak vir die Christene nie. Stem jy met my saam sover? So halfpad. OK, ons gaan nou Nuwe Testament toe, dan sal jy verstaan. Nou in die Nuwe Testament praat die Bybel net 2 keer van 'n Sabbat. Net 2 keer. Hy praat daar in Matteus 28 vers 1. Praat hy van Paulus, Handelinge 13, ek lees verkeerd. Handelinge 13. Hy sê Paulus het op die Sabbat na die tempel toe gegaan. Nou wat het Paulus by die tempel gaan doen? As jy dit net lees en jy verstaan nie waaroor die konteks gaan nie, dan lyk dit asof Paulus op die Sabbat kerk gaan bywoon het. Maar dis nie wat Paulus hier gaan doen het nie. Paulus skryf daar in 1 Korintiërs 9 vers 20, hy sê, onder die Jode het ek soos 'n Jood geword vir Christus. Hy praat hiervan dat Paulus het in die sinagoge ingegaan op die Sabbat, hoekom? Om vir die Jode te gaan vertel van Jesus. Om hulle te gaan vertel dat hulle is nie onder die wet nie. Hulle hoef nie die Sabbat te heilig nie. Hulle moet eerder op die Sondag die kerke bywoon. En nou dink ons, omdat Paulus op die Sabbat in die tempel was, dat die Sabbat oorgedra is van die Ou na die Nuwe Testament toe, wat nooit die idee was nie. Ek lees nog 'n interessante verhaal, en ons almal ken dit. Jesus is besig om koring uit te kap, of uit te sif, ek weet nie wat noem jy dit nie. Matteus 12 vanaf vers 1 tot 8. En dan kom die Fariseërs by hom, en dan sê hulle, Jesus, wat is jy besig om te doen? Jy en die disippels werk op die Sabbat, wat nie geoorloof was vir enige gelowige nie. En dan sê Jesus hierdie besonderse woorde, hy sê, ek is die Heer van die Sabbat. Ek is die Heer. Julle is bekommerd oor klein goedjies, julle is bekommerd oor die Sabbat en oor al hierdie feeste. Verstaan julle nie dat ek het gekom om die wet te kom volbring? Jy hoef nie meer op die Sabbat kerk toe te gaan nie, want dit was vir die Ou Testament, maar eerder op die eerste dag. So nêrens in die Bybel, in die Nuwe Testament, praat die Bybel daarvan dat kinders van die Here op 'n Saterdag niks mag doen nie. Dit is spesifiek gewees vir die Jode en dit wat die Jode moes onthou het. Nou, Kolossense 2 vanaf vers 16 sê 'n mooi ding. Hy sê, moet dus nie toelaat dat enige iemand julle veroordeel oor wat julle eet of julle drink nie, of oor hoe julle sekere feesdae, die nuwe maaltyd of die Sabbat vier nie. Al hierdie dinge is net 'n skaduwee van die persoon wat sou kom, Jesus Christus. Die oomblik toe Jesus gekom het, het hy die Sabbat tot niet gemaak, want Jesus het die prys kom betaal. Hy het die vrymaking, dit wat Egipte deurgegaan het, het Jesus die oomblik toe hy gekom het, kom klaarmaak, en het hy vir die volk eintlik kom gesê, die Sabbat is nie meer nodig nie.
Dis nou die nuwe verbond, die nuwe testament. Ek het gekom om al hierdie dinge te kom vrymaak, om julle te kom vrymaak van die wet, en nou is ek en jy nie meer onder die wet nie. So Sabbat verseker, die 7de dag, die Saterdag is nog steeds die Sabbat. En die Jode heilig dit nog steeds. Hulle het nog steeds hulle dinge wat hulle op die Sabbat doen, maar ek en jy, ons staan nie onder die wet nie. Die Sabbat is nie vir die kinders van die Here nie. Galasiërs 4 vanaf vers 9 sê, nou ken julle egter vir God, of liewer, God ken julle. Hoe is dit moontlik dat julle nou weer na die elementêre magte van die aarde wil terugkeer, soos toe julle slawe was? Julle hou aan om spesiale dae, maande en seisoene en jare te vier. Julle is nie onder die wet nie, die direkte vertaling. Hy sê dit so mooi, hy sê, julle hou aan om die elementêre magte van die aarde te wil vier en om daarna toe terug te keer. Jesus praat hier, of Galasiërs, Paulus praat hier van die Sabbat wat die volk bly vier het, en hy sê, julle is nie meer onder die wet nie. Julle is losgekoop. So as enige iemand vir jou sê, "Sjoe, jy moet die Sabbat heilig." Die Sabbat is die Saterdag, dis nie vir die Christene nie. Kan ek gou jou hand sien? Stem jy met my saam? OK, ek bly dit herhaal, want ek sien jou oë lyk nie vir my asof jy saamstem nie. Nou, baie mense het gedink daar in 321 na Christus dat Constantina, daardie groot kerkvader, het gekom en hy het gesê dat die Sabbat moet vervang word met die Sondag. Nou, hy het dit gesê. Hy het 'n groot wet gemaak of 'n ding geskrywe wat hy gesê het dat die Sabbat word nou vervang met die Sondag, en dit is nog nooit dieselfde nie. Die Sabbat kan nooit met die Sondag vervang word nie, en Sondag, die rusdag, kan nooit met die Sabbat vervang word nie. Daarom het ek in die begin vir jou gesê dat die woord Sabbat en die woord Sondag kan nie eens in een sin gebruik word nie, want dit is heeltemal twee dinge. Die skrif noem nêrens, en ek gaan volgens die Bybel, die skrif noem nêrens enigiets in die Nuwe Testament dat die kinders van die Here op 'n Sabbat moet rus en op 'n Sabbat in die huis van die Here moet wees nie, wel die Sondag. Nou, 1 Korintiërs 16 vers 2 skryf nogal 'n mooi ding. Hy sê, ons het Sondag, die nuwe direkte vertaling, ons het die Sondag bymekaar gekom om die maaltyd van die Here te geniet. Dit praat van die heel eerste gemeente. Dan sê hy, ons het op die Sondag, op die eerste dag van die week, die Sondag, het die kerk van die Here bymekaar gekom. Ek haal dit baie kere aan in die diens. 2 Korintiërs 9 vers 12. Paulus sê, en op die eerste dag van die maand moet die gelowiges dit wat hy op sy gesit het, sy finansies, saam met hom na die huis van die Here toe bring, sodat daar spys in my huis kan wees. 'n tweede keer in die Nuwe Testament, wat die Bybel spesifiek daarvan praat, dat die kinders van die Here, kan ek gou die kinders van die Here se hande sien? Op die eerste dag van die week in die huis van die Here moet wees, nie op die Sabbat nie. Nou Elsje vra net nou, watter dag is dan die eerste dag van die week? Kan ek gou hoor? Die Sondag. Onthou die Sabbat het anders te gewerk. Dit was Sondag, Maandag, Dinsdag, Woensdag, Donderdag. Nee, ekskuus, ek jok nou vreeslik. Maandag, Dinsdag, Woensdag, Donderdag, Vrydag. Nee, ek tel dit nou weer verkeerd. Dit begin by die Sondag. Sondag, Maandag, Dinsdag, Woensdag, Donderdag, Vrydag, Saterdag. En Jesus sê nee, die apostel sê dat ons moet op die Sondag, die eerste dag van die week, moet ek en jy bymekaar wees, en dit wat jy dan bymekaar gemaak het om in die tempel te kom ingee, moet jy dan saam met jou bring. Die Sabbat, hoor mooi, was vir die volk van die Here gegee en nie vir die kerk van die Here nie. Die Sabbat is nog steeds op 'n Saterdag en dit het nog steeds nie verander nie, maar dit was vir die Jode met 'n spesifieke rede om te onthou dat God het hulle uit slawerny uitgekoop. Christene is vry. En nou sê Galasiërs 4 vanaf vers 1, hy sê, Christene is vry en staan nie meer onder die wet nie. Christene is nie verbonde aan die Sabbat nie. Dit is spesifiek
vir die Jode gewees. Nou wat van rus? Wie hou van 'n Sondagslaapie? Sjoe, ek like dit. Daar staan nêrens in die Bybel dat jy dit moet doen nie. Dit staan nie daar nie. Maar die Bybel sê dat die Here Jesus het op die eerste dag van die week het hy opgestaan. Op 'n Sondag. En daarom kom die gelowiges op 'n Sondag bymekaar. En ek hou nogal van een of ander ou se kommentare. Ek het so baie gelees. Hy sê dat Sondag is eintlik 'n viering van die opstanding van Jesus Christus. En eintlik vier ek en jy 52 keer 'n jaar die opstanding van Jesus Christus. Sondag is die dag waarop Jesus opgestaan het. Dis ook die dag waarop ek en jy kerk toe kom. En dan sê die Bybel Genesis 2 vers 3 dat die Here het 6 dae gewerk en 'n 7de dag het hy gerus. So hoekom kan ons dan nie op die Sondag rus nie? Die 7de dag, 'n dag. Ons moet op 'n dag moet ons tog 'n bietjie rus. En wat se dag is dit nie beter as om op te staan, kerk toe te kom, rustig te raak saam met jou familie en dan ook 'n bietjie te rus. So Pieter, ja, ons moet rus. Maar daai versie wat jy van gepraat het, praat van die Israeliete wat op die 7de dag moet rus. God was ons voorbeeld. En as God, die skepper van hemel en aarde, gesien het dat, iewers moet 'n mens rus, dan moet ek ook iewers rus. En daarom wil ek jou aanmoedig, rus 'n bietjie. Ek het so 'n paar jaar terug het ek vir Ilse gesê, ek gaan nie eers meer op 'n Sondag brood koop nie want dis verkeerd. En niemand mag op 'n Sondag werk nie want dit is verkeerd. En ons gaan nie eers petrol op 'n Sondag gooi nie, ek gooi dit eerder Maandagoggend of Saterdagnag want dis verkeerd. Dis Sabbatreëls. Maar dat ek en jy wel op hierdie dag moet bietjie rustig raak en bietjie moet ontspan, is verseker ook 'n feit. Nou, het jy al daaraan gedink, as jy elke Sondag rus, kry jy 52 ekstra verlofdae per jaar. Sjoe, dit werk vir my. Okay, dit werk nie vir my nie. Dit is, het jy al gehoor die dominee sê, moet my nie Maandag pla nie, Maandag is my Sabbat. Wie het dit al gehoor? Die rusdag. Elke dominee glo by dit soos, ek weet nie wat nie, dat op 'n Maandag werk hy nie. Hoekom nie? Want hy moet een dag rus. En hy kan nie op die Sondag, kyk op 'n Saterdag, elke predikant en elke pastoor werk die hardste op 'n Saterdag, want dan besef hy sy preek is nie klaar nie en hy moet hom vinnig klaar kry. En dan werk hy kliphard op Sondag, want as hy by huis kom het almal vra oor die boodskap, maar op 'n Maandag rus hy. En daarom wil ek jou aanmoedig, rus 'n bietjie op 'n Sondag sodat jy weer kan krag kry. Openbaring, ek is amper klaar. Openbaring 1 van vers 10 praat van die dag van die Here en dan praat hy van die Sondag. Daar praat hy nie van die dag wanneer die Here gaan kom, die dag van die Here nie. Hy praat spesifiek van die een dag in 'n week waarop ek en jy eer aan die Here moet gee. Die dag wat die Here Jesus opgestaan het. The day of resurrection. En daarom dink ek is dit 'n goeie ding om vanaand so 'n bietjie te kyk na Sabbat en Sondag. Ons is die apostoliese geloofsending van die Here Jesus en by ons glo ons gaan Sondag kerk toe en ons staan nie onder die wet van die Sabbat nie. Vir wie maak dit sin? Iemand het in die week gevra en ek dink dis 'n baie goeie vraag. Moet 'n mens aan die Sabbat gehoorsaam wees? Nee. Moet jy op 'n Sondag net wel niks doen nie? Nee. Maar dit is tog 'n goeie ding op 'n Sondag so bietjie laag te lê en so bietjie te rus en tyd te spandeer saam met jou vriende, want die Here is ons voorbeeld en hy het self gesê dat op die 7de dag gaan hy rus. Daar's 'n rusdag en daar's 'n Sabbat. En ek en jy val onder die Sabbat. Onder die, ekskuus, my kop is die mekaar. Ons val onder die Sondag. So julle luister tog. Is daar iemand wat iets wil vra? Dis eintlik 'n goeie tema hierdie, né? Ja. Ek gaan oom Johan wil iets vra. Is daar spesifieke tye van rus? Onthou die Sabbat en hulle glo dit vandag nog van son op tot son onder. Is dit jou Sabbat vir die Jode en hulle het gerus. As die Here dan nêrens in die Bybel vir ons 'n wet gee dat ons moet Sondag rus nie, dan kan daar ook mos nie tye wees nie.
Jy gaan nou moeilikheid kry by jou vrou. Ja, jy moet in die oggende die beeste voer en sorg dat hulle water het. Oom Charles, stem hom saam met my. Ek kyk altyd na oom Charles, as hy sy kop skud, dan weet ek is op die regte pad. Ek het nogal dit op my notas geskryf, en ek dink ek dis te diep, maar oom Charles bevestig dit nou net. Daar was 2 stelle wette, Moses se wette, Mosiaan se wette. Die 10 gebooie is in die Ou Testament, in die Nuwe Testament is daar hoeveel gebooie? Wie weet? 9. 9. Met die een wet wat nie daarby is nie, jy moet die Sabbat heilig. Dis hoekom ek net nou gesê, dit staan nie. Die 9de wet, die 10de wet wat nie oorgedra is nie, is jy moet die Sabbat heilig. En dis hoekom hulle Jesus soveel moeilikheid gegee het, want hy het mense genees op die Sabbat. Hy het kos geëet op die Sabbat, en dan sê hulle, maar Jesus, jy mag dit nie doen nie, maar hulle besef nie, dat die een wet het agtergebly, en hy het nie oorgekom na die Nuwe Testament. Is die Bybel nie vir jou interessant nie? Ons gaan ten gronde, weens 'n gebrek aan kennis. Die arme petrol joggie het vir jare lank sondaar nie petrol gekry nie, want ek het nie petrol gegooi nie. Ek skuld hom. 'n Laaste vraag, iemand wat nog gevraag het? Daar's 9. Daar's 10 Moses se wette, wat God met sy vinger geskryf het, maar 9 het oorgekom. Dus om Charles ek nou sê, dis die Moses se wette en die Messiaan se wette. Ek het 'n interessante vraag vir volgende week, en onthou nou tog, ek beantwoord vrae wat ek kry, ek trap nie op tone of ek skinder of niks nie. Geniet julle hierdie, ek leer verskriklik baie. Ek moet vir jou sê, met die tattoos het ek altyd gedink, dis maar ek sien nou nee, die Here sê nee. En met die gesag van 'n vrou, ek bedoel, Ilse leer self, sy het, of besig om te leer, en ek het altyd gedink, wat is die, en ek het nou geleer, die Here sê, daar's 'n sekere rangorde, en met verrassing, kyk, ek moet vir jou sê, ek het gevoel in my hart, dis verkeerd, soos verkeerd wees, en daar leer die Bybel my, dat die Bybel niks van dit sê nie, so ek weet nie van jou nie, ek leer baie, so ek vra mooi, ag, moet dit nie mis nie, ons het nou al 4 dinge wat ons kan, as jy by 'n braaivleisvuur staan, en daar so 'n stil oomblik, dan sê jy vir hulle, het jy geweet dat die Sabbat is nie dieselfde as Sondag nie, en dan kan jy hulle so bietjie help. Ek sê weer, ek beantwoord vrae wat ek kry. O. Die Susterskerke is nog onder Moses se wette. Met baie van die goed wat hulle doen. Onthou jy, so verlede jaar Desember, toe vra oom Frans my hiervoor, hoekom lees die AGS se kerk nie die 10 gebooie nie? En toe weet ek, dis net so 'n lang antwoord. Ek kan hom nie antwoord in 2 minute nie. En hy het gevra, die NG Kerk staan die mense op, of die hervormde kerk, ek is nou nie seker nie, en dan sê hulle dit op, want hulle leer dit, en nou besef ek kan dit nie in 2 minute antwoord nie, want dit is soos wanneer jy 'n blik mure oopmaak, maar verstaan julle nou, hoekom die AGS dit nie doen nie? OK, daar's hy. Kom ons gaan opstaan. Dankie dat julle kom luister, ek leer self. Ek leer regtig self hierby. Baie keer dan vra mense vir jou 'n vraag, en dan moet ek so 'n bietjie mooi gaan dink, want dit is so maklik om te antwoord, maar jy moet tog antwoord wat die Bybel sê. Daar's hy. Here, baie dankie vir die woord. Here, u woord is lewendig, dis kragtig, en is skerper as enige tweesnydende swaard. Here, dankie dat die woord deur murg en been kom inwurg, en dat dit verwegsny dit wat nie van U is nie. Here, dankie dat die woord 'n lamp op my voet is, en dat dit 'n lig op my pad is. Here, dankie dat ons in liefde en in vrede rondom die woord bietjie kan kuier en net kan hoor wat die woord sê. Here, baie dankie dat ek weet, Here, dis U woord, dis U kerk, en dis ook vir U belangrik. Here, baie dankie dat ons nou kan verdaag, en dat ons kan huis toe gaan, en dat ons kan weet dat ons is veilig in die holte van God se hand. Amen en amen.